Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Laasweek het Johan van As vir ons deur die begin van hoofstuk 4 gevat en ons gewys die massiewe teenstand van die Joodse leiers teenoor die apostels, Petrus en Johannes. En hoekom was dit so, as ons net daaraan dink? Dit was nie soseer omdat hulle 'n man genees het, soos ons in daai teks lees nie, maar aan wie hulle daai krag van genesing toegeskryf het. Jesus Christus van Nasaret, van God. Petrus en Johannes, as ons onthou, hulle word toe gevange geneem. Hulle word gestel toe voor 'n Joodse raad en hulle word streng verbied, selfs gedreig om nie in die naam van Jesus Christus te spreek nie. Maar was dit die einde? Eindig ons boek Handelinge net in hoofstuk 4. En dan hoor ons verder meer niks van die kerk na dit nie. Nee. Gevul met die Heilige Gees soos 'n fontein wat bars, sê Petrus hulle, ons kan nie stil bly oor hierdie Messias nie. Ons moet eerder God gehoorsaam as mense, want daar's geen naam gegee onder die mense, onder die hemel, waardeur ons gered word nie. Joodse raad, julle kan doen wat julle wil, ons dra nie terug nie. Ons bly nie stil oor hierdie Christus nie. Die Joodse leiers se hande is geboei. Daar sien hulle die man, hy is geneem. Die mense verheerlik God. So hulle kan niks anders te doen nie as om Petrus en Johannes te laat gaan nie. En dit bring ons na ons teks van vanaand, verse 23 tot 37, nie 33 nie. En vanaand gaan we kyk na die tema van boldness, vrymoedigheid, Christian boldness. En ons sien in ons teks dat die gelowiges se eerste reaksie is om in gebed te tree met die Here. Petrus kom terug. En vers 23 en 24 sê vir ons, dit behoort op die skerm te kom. And being let go, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had said to them. So when they heard that, they raised their voice to God. Hulle was in gebed. Hoekom? Want hulle wou boldness ontvang van die Here. Vers 29 sê vir ons, servants, that with all boldness they may speak your word. Die hele konteks van ons teks vanaand wys vir ons dat in hierdie lewe die persoon wat hom of haarself identifiseer met Jesus Christus nie van hierdie wêreld is nie. Jesus bring skeiding. Party mense het geglo, maar ander mense het verwerp. Dis hoekom die vroeë kerk vir daai vrymoedigheid gebid het, vir daai boldness. En dis hoekom ons dit vanaand ook aan ons wat onsself Christene noem, weet ons is geroep om getuies te wees van Jesus, as ambassadeurs van koning Jesus. Ons word gestuur om sy boodskap te dra. Maar ons rag om in hierdie wêreld sy naam te verkondig en oor te dra aan 'n vyandige en rebelse wêreld. Maar hierso kan ons nou elkeen vra, aan elkeen van ons hier vanaand, waar gaan ons vir daai boldness wanneer ons geloof swak is? Wie is ons toevlug wanneer ons krag nodig het om sterk te staan vir ons geloof? Wat bemoedig my om 'n entoesiastiese getuienis te wees van Jesus Christus? Ons weet ons met die evangelie dra aan mense, aan ons vriende, aan ons kollegas by die werk en selfs ons familie. Maar as ons eerlik, meeste van die tyd bly dit maar net 'n wete en dit lei nie na aksie toe nie. Want iets hou ons terug. Ons is bang. Ons is bang om te offend. Wat gaan mense dink? Wat as hulle my gaan spot? Wanneer jy jouself vind voor jou oom, jou werksvriende, jou vriende op kampus, jy weet jy kan Jesus deel met hulle, maar ons doen nie. Dis die stryd tussen vrees en boldness. En dit lyk my net vir ons dat vrees altyd eerste plek kry. Vrees kom altyd bo. Daar's baie ander gevalle, maar die is duidelik, ons huiwer
om in meeste gevalle Jesus te verkondig as Here en Verlosser? Hoe kan ons wees soos hierdie Christene, soos ons tans gelees het in ons teks, soos Petrus en Johannes, om saam te Jesus Christus te proklameer? Al is dit vreesagtig, al is dit iets wat ons bang maak. Die eenvoudige vraag is dan, ons vir daai boldness, waar gaan ons om moed te kry? Is ons bang? Druk ons deur met ons geloof in wat ook al situasie ons mag vind? Al moet ons selfs vervolg word vir Christus. Hoe oorbrug ons daai gaping tussen die gelowiges daai tyd, huidige konteks? Hoe kry ons daai boldness wat hulle gehad het en vervang ons dit, daai boldness waar daar net vrees is? En dis wat ons vanaand gaan doen. En ons gaan dit doen deur na 2 punte te kyk. Eerstens, God se soewereiniteit gee ons daardie boldness. God se soewereiniteit, dis verse 23 tot 28. En tweedens, die vrug van daardie boldness, verse 29 tot 37. Kom dat die Gees ons sal lei in hierdie taak. Sluit die oë asseblief. Almagtige Vader, Here, ons weet ons kom na U toe en ons tree op heilige grond. Here, ons vra dat U ons geloof sal versterk, Here, dat ons harte oop sal wees vir hierdie. Here, ons wil net bely dat ons is swak mense in geloof, Here, maar ons dank U, Here, dat ons hierdie geleentheid het om onder die woord te kom staan, Here. Sal U ons bemoedig en elkeen van ons harte warm maak vir U, soos ons hoor. Here, ons beer van U naam en ons doen dit net vir U naam, Jesus Christus. Amen. So hoe kry ons boldness, soos ons hier sien in ons teks? Hoe word die krag van vrymoedigheid groter as vrees? En dit bring ons na ons eerste punt. Sien God se soewereiniteit. Sien God se soewereiniteit. Lees saam met verse 23 tot 24. Dit gaan vir ons opkom. And being led, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had said to them. So when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Sovereign Lord, you are God who made heaven and the sea and all that is in them. Na Petrus en Johannes deur die Joodse leiers vervolg is, kom hulle terug en verkondig aan die ander gelowiges wat hulle ervaar het. Wat is die se eerste reaksie? Sit hulle in sak en as en wonder by hulle self, hoekom gebeur sulke slegte dinge met Christene? Is hulle gedagtes een van, ja, maar het God nie besef dat die naam Christus bring vyandskap nie? Hierdie Jesus ding, ek gaan maar teruggaan na my ou lewe. Is dit wat hulle gedoen het? Wat sê die teks? Nee. Waar is hulle fokus? Hulle fokus en aandag is nie op hulle omstandighede nie, maar is op die persoon van God. Hy is die soewereine. Daai is nie ek nie. Hy is die soewereine skepper God. They raised their voice to God. They said, Sovereign Lord, you are God who made heaven and earth, and the sea and all that is in them. Die skepper wat alles gemaak het. Hy is almagtig. En hierdie God is die een waarmee die gelowiges in verhouding is. Die vervolging kan groot wees, ja, maar God is groter as hulle. Maar verder, wat ek wil hê ons moet sien is, wat bely hierdie gelowiges ook? Wat bely hulle? Ons gaan kyk vanaf die tweede helfte van vers, of julle kan julle Bybels ook volg. Hierdie teks hierbo, wat bely die vroeë Christene in hierdie teksgedeelte? God is soewerein. God is die opperheer, wat nie net almagtig is nie, maar ook sovereign. Kante ding wat aangehaal word in hulle gebed. David skryf die volgende: Why did the nations rage and the people plot vain things? The kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. Dis Psalm 2. Hoe demonstreer dit God se soewereiniteit, mag ons vra. David het mos 1000 jaar terug hierdie geskryf. Hoe werk dit? Geïnspireer deur die Heilige Gees, profeteer koning David hier die sekerheid
van Christus se koninkryk. Ten spyte van die opstand van die wêreld. R.C. Sproul verduidelik dit so, dit behoort ook op te kom. Hy sê die volgende: What is being described in Psalm 2 is a summit meeting between the most powerful people in the world, those who refuse to submit to the dominion of God and his reign. It is an international conspiracy in defiance against the lordship of Almighty. En hierdie Christene, hoe eintlik waaroor hierdie Psalm gegaan het. Sien vers 27, dit behoort ook op te kom. For truly against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, Gentiles, and the people of Israel were gathered together. Hierdie vervolging wat hulle tans beleef in Jesus se naam, dis nie iets niets nie. Dis nie iets wat God onkan gevang het nie. O gats, wat gaan nou hier aan nie? Nee. Hoe kan dit? Want die Here het dit 1000 jaar terug verkondig deur Dawid dat dit sou gebeur. Die leiers van daardie tyd, beide die Jode en die Romeine, het saamgesweer, 'n tipe unholy alliance as jy wil, dat hulle teen God die Vader en sy Seun sou opstaan. En wat het hulle gedoen? Het hulle Jesus gekruisig, die Seun van God doodgemaak? The rulers gather against the Lord and against his Christ? Die antwoord is ja. Is hulle besig om nou Jesus se disippels te vervolg? Die antwoord is ook ja. Petrus en Johannes is bid om Jesus se naam te verkondig, dis waar. Maar juis hierdie Psalm bemoedig hierdie gelowiges. Hoekom? Van alle dinge. Hy is soewerein, he is sovereign. Ons hoef nie te vrees vir teenstand nie. Vers 28 sê, in Romeine, did to do whatever your hand and your purpose determined before to be done. Wat God se vyande gedoen het, is binne sy wil. En dit is wat hierdie Christene vriend het. Dis wat vir hulle daai boldness, die vrymoedigheid gegee het om God se woord oor te dra, ongeag omstandighede. Want hulle besef dat geen menslike planne buite die beheer van realiteit werk nie. Verwerping is iets om te antisipeer, maar dis nie buite God se wil nie. Dis wat vir hulle daai boldness gegee het om die evangelie te deel, want God is in beheer, absolute, regerende beheer. Daar word gesê van Queen Elizabeth that she reigns, but she does not rule. Sy is die simbool van autoriteit, praktiese doeleindes, regeer sy nie. Sy sit maar net in Buckingham Palace, dink ek. Maar nie so met God nie. Hierdie teks wys vir ons dat nie net heers God nie. Hy sit nie net oor en vergader stof nie, maar hy sit op 'n executive throne, 'n uitvoerende troon. Hy regeer oor alles en almal, selfs oor die bose besluite van mense, en hy gebruik dit vir sy doeleinde. John Piper beskryf God se soewereiniteit so: When we say God is sovereign, we mean he is powerful and authoritative to the extent of being able to override all other powers and authorities. Nothing can successfully stop any act or any event or design or purpose that God intends to certainly bring about. In God's sovereignty is his right and power to do that he decides to do. Wat beteken hierdie realiteit vir ons vandag? Hoe help God se soewereiniteit my? Vir die gelowige aan die een kant bring dit troos, maar ook aan die ander kant vir die is dit 'n terreur, 'n terror. Troos vir die Christen, soewereiniteit bemoedig ons dat niks met ons gebeur buite God se voorsiening nie. Nothing happens outside the providence. Ons verkondig God se heerskappy en verlossing in Jesus. Kan dit met boldness doen. Want niks kan God, hy het jou lewe. Dit bring
Besef julle wat hierdie beteken? Vervolging waar of jy gaan, is deel van sy plan. Ons sien dit hier met die vroeë Christene. Die teenstand is deel van God se plan. Hierdie vervolging was eintlik die platform van verdere uitbreiding van die evangelie. Ons gaan dit in latere hoofstukke sien. Ons weet miskien nie hoe vervolging en uitdagings werk binne God se plan nie, maar God is oneindig wyser as ons. Hy weet wat hy doen en hy weet sekere dinge toelaat. As jou hart is om Jesus te deel, is elke situasie wat jy dink dalk 'n verlies. Ek voel my getuienis met hierdie ongelowige was 'n mislukking. Hy het niks daarvan gevat nie. Of hoekom is my vriende? Waarom is my familie? Hoekom is hulle so koud en afstootlik vir die Here as ek oor hom praat? As jou hart is om Jesus te deel, al lyk dit soos 'n verloor, is dit vir God. Jou verlies vir Christus is nie 'n verloor nie, maar werk binne God se plan om sy kerk te bou. Ons word eers geroep om getrou te wees aan Jesus Christus. Dis God se besigheid om mense se harte te verander. So al voel dit ons verloor die stryd in hierdie wêreld, al haat die wêreld ons dat ons sê daar's verlossing slegs in een naam, Jesus. God is steeds sovereign. Jesus is die sentrale punt van die bestaan van die heelal. Hoor wat sê die mense van die wêreld in Psalm 2 van God en Christus se heerskappy. Wat vir ons op te kom. Psalm 2 sê, "Let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us." Maar God se reaksie is, "He who sits in the heavens shall laugh. Lord shall hold them in derision. Then he shall speak to them in his wrath and distress them in his deep displeasure. Yet I have set my king of Zion." Het kan lyk of die wêreld oorwin het, maar God het die finale sê. Selfs Jesus se kruisdood, wat op daai oomblik soos die grootste flop gelyk het, is die triomf van God se heerskappy. Dis die grootste Uno reverse card in die geskiedenis. Die mense in sy rebellie dink hy regeer en dit kan dalk so lyk vir 'n tyd. Maar God het sy koning gesalf as universele Here. Niks wat iemand, "I have set my king on my holy hill of Zion." Jesus is gekruisig. Dit het gelyk of die wêreld hom oorwin het, maar God het dit laat gebeur vir sy glorie, beswil, ons vergifnis. Yet they did to do whatever your hand and your purpose determined before to be done. Dit was alles binne God se plan. Sy soewereine hand het gewys, hy het gewen. Hy het bepaal dat sy seun sou doodgaan vir ons sondes. Dit was nie 'n glipsie nie. Jesaja 53 sê, dit sal vir ons opkom. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. Maar dan verder, yet it pleased the Lord to crush him. Daar sien ons God se soewereiniteit. Hy het hom laat doodgaan. Hy het hom laat opstaan uit die dood. Hy het hom verhef, koning van die heelal. Julle sien, dinge op eerste oogopslag kan lyk of dit nie uitwerk vir jou taak vir die Here nie. Dit voldoen nie aan jou verwagtinge nie. Jy kry dalk teenstand van wie jy dit die minste verwag het. Maar dit beteken nie God roep jou nie daartoe nie. Die beste voorbeeld wat ek kan gebruik is my eie ervaring, is my eie lewe. As ek sien hoe my eie lewe uitdraai, sien ek meer en meer van daai stelling. Jy weet, ek doen tans internskap hier by Ligpunt, soos Johan genoem het net nou 'n rukkie terug, vir die afgelope 13 maande. En laat ek julle iets sê, dit is nie iets waarvoor ek beplan het nie. Ek was op pad om my meestersgraad te doen in ekonomie. Maar die Here het dit op my hart gelê om vir 'n seisoen myself te gee vir die bediening. Op 'n manier en per toeval, as ons dit so kan stel, vind ek uit van die internskap. Thanks Johan. En hier is ek nou, in die Here se krag.
Sover, dit was nie altyd maklik nie, ek moet eerlik wees. Van my grootste sondes het uitgekom. Daar was al spanning tussen my en mense by die werk, en selfs my familie oor die skielike verandering van besluit het. En dan soms dan begin ek twyfel oor wat ek doen. Hoort ek eintlik hier? Was hierdie 'n fout? Om terug te gaan ekonomie toe is baie makliker. Hier werk ek met en anders as in die ekonomie, die mense waarmee ek werk, het persoonlikheid. Maar tog hier diep binne het ek geweet hier is waar van sy soewereiniteit. Ek hoef nie te worry nie. Want God is besig om my te shape, om my te vorm vir sy glorie. Aandiens as jy God se kind is, het hy jou presies waar hy jou wil hê. In die werk waar jy nou is, op die kampus waar jy studeer, God se soewereine hand het jou daar geplaas. En Jesus regeer selfs daar. Hy gee jou die boldness om te wees aan hom. Om sout en lig daar te wees vir hom. So aandiens moenie vrees nie. God has set his king on his holy hill of Zion. Ons omstandighede is nie goed nie, maar daar's 'n God groter as ons omstandighede. Inteendeel, alles wat gebeur met die Christen, gebruik God vir ons beswil en sy glorie. Daarin lê ons boldness. Daarin kan ons vrymoedigheid hê, nie eers wanneer omstandighede verander nie, maar vertroue in hom wat oor alle omstandighede regeer. God se soewereiniteit is vir die gelowige 'n troos. Wanneer ons God se heerskappy sien in alles, dis die antwoord hoe om boldness te kry, om ten spyte van my vrese deur te druk en Jesus se naam te verkondig. Daar waar ek kollega, my vriend, 'n vreemdeling. Jesus regeer selfs daar en daardie wete gee my die vrymoedigheid. Dit gee my die boldness. Maar ook kortliks, kyk na die ongelowige. As jy miskien hier sit vanaand, wat beteken God se soewereiniteit vir jou? Vanaand sê die teks vir ons dat sy sovereignty beteken dis vir jou 'n terreur. Ek kan dit nie beter stel. Terror. Die mense van hierdie aarde, die wêreldheersers, hulle kan dink, hulle kan maak net soos hulle wil. Jy kan dink jy's die outeur van jou eie lewe. Jy kan glo jy's jou eie koning. Maar daar's 'n hemel wat met 'n eysterscepter regeer. Jy kan sy volgelinge stilmaak. Jy kan hulle dreig. Maar daar's 'n soewereine God wat Psalm 2 sê wat vir jou lag. Beheer. Dis wat die Here sê. Hoe kan jy dink jou plannetjies gaan my keer? Ek het my seun op die troon gesit. En Psalm 2 sê vir die ongelowige die sal vir ons opkom. Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way. Jesus eis van jou gehoorsaamheid. Val voor sy voete. Erken sy heerskappy. Die lewe gaan nie oor jou plannetjies nie. Jou vertroue in hierdie lewe hang nie af op jou sukses nie, wat vandag hier is en môre van vers nie. Maar jou vertroue moet lê in die koning van die heelal, en die een wat autoriteit het oor jou siel. Maar daar is hoop. Daar is hoop. Hoor die laaste vers van Psalm 2. Die laaste vers. Blessed are all those who put their trust in him. Vanaand roep die Here jou, as jy is, om aan hom te vertrou. Blessed are all those who put their trust in him. So ons het gesien in die punt dat om boldness, Christelike vrymoedigheid te kry, moet ons God se soewereine hand in alles sien. Sy seun regeer absoluut vanaf sy hemelse troon, selfs nou. Besef dit, soos ons hier sit, hy regeer. Hy's lewendig, hy het opgestaan uit die dood uit. Hy het opgevaar na die hemel toe. Hy is aan die regterhand van die Vader. So ongeag my, al het ek vrees, het ek sekerheid van een ding,
dat God soewerein is en daarin is my bron van. Maar het hierdie gebed om boldness vrug gedra? Dit bring ons na ons tweede punt. Wat is die vrug van hierdie gebed? Vers 29 tot 35 is waarna ons gekyk. En dit hoort vir ons ook op te kom. Wat ons in hierdie teksgedeelte moet sien, is eerstens, God se woord is die basis van hulle gebed om boldness. Soos ons gesien het, Psalm 2 was aan, toe vra hulle die Here vir boldness. Vers 29 het gesê, Now Lord, look on their threats and grant your servants that with all boldness they may speak your word. Hulle vra nie vir God om hulle omstand te verander nie, of vir veiligheid nie, maar hulle vra vir vrymoedigheid. Hulle vra vir boldness. Hulle het gebid sodat hulle die evangelie kon verkondig aan 'n verlore wêreld. Aan ons vanaand, wanneer laas het ons gebid vir ongelowiges? Vir boldness om die evangelie te deel, vir harte wat koud is. Laas het ons God se woord teruggebid na hom toe. Ek dink as ons moet eerlik wees, ons omstandighede, oor ons probleme, eerder as oor die redding van ander en die persoon. Ons voel gees, want ons lewe nie in God se woord nie. Kom ons leer hieruit en bid meer, maar meer as net sê, bid meer. En dat die krag van God ons en toerus om sy woord oor te dra. Lord, grant your servants that with all boldness they may speak your word. Tweedens wat ek wil hê ons moet sien is hulle afhanklikheid teenoor die Here. Dit lei tot die vulling van die Heilige Gees. Sien die tweede helfte van vers 31. And they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. In vers 33. And with great power, the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Nor was there anyone among them who lacked. Ol Hallesby, 'n teoloog, het eens gesê dat prayer is the conduit through which power from heaven is brought to earth. Prayer is the conduit through which power of heaven is brought to earth. En hier sien ons hierdie krag van die hemel. Die Heilige Gees, die derde persoon van die drie eenheid, daal neer en bekragtig die gelowiges om wees, vrymoedigheid te hê, bold vir die waarheid van Christus en sy opstanding, en boldness om mekaar ook te dien. Hieruit moet ons sien dat boldness te midde van verdrukking fundamenteel 'n gawe van die Gees is. En dit kom alleenlik aan die wat daarvoor vra. The Spirit fills them with Christian boldness because they petition the throne of grace to bestow generously, het iemand gesê. They petition, hulle smeek, the throne of grace. Daar is ons boldness. Hemel is die bron daarvan. Dis daar vir elkons wat Christene is. Ons moet net vra daarvoor. Dis 'n gebed. You have not because you ask not, het Jesus gesê. As ek petrol, waarheen gaan ek vir my kar? Ek gaan na 'n garage toe. Dis baie eenvoudig. As ek wil fiks wees, gaan ek gym toe. As ek wil lui wees, lê ek by die huis. Selfde met hierdie wat boldness kort. Waar gaan ek om boldness te kry? Ek gaan na die Heilige Gees toe. In gebed. In gebed. Hierdie volgende vers behoort vir ons op te kom. Johannes 17 vers 16. Sê vir ons. And I will pray, dis nou Jesus wat hier praat. And I will pray the Father, and he will give you another, that he may abide with you forever, the Spirit of truth. He dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you.
Maar voor ons eindig vanaand mag iemand dalk vra wat hier sit. Johan, ons het nou deur hierdie teks gewerk. Ek sien hoe dapper was hierdie gelowiges hier en hoe hulle sterk gestaan het vir hulle, hoe die Gees hulle boldness gegee het. En hulle het nie eens teruggestaan vir Jesus nie. Maar wat is ek vrees om oor Christus te praat? Ek weet daar's ervaring in my waar ek weet ek moes oor Jesus gepraat het. Maar ek het nie. Wat dink Jesus van my in daai mislukking? As ek misluk het in so 'n situasie? Dis 'n geldige vraag. Daarvoor wil ek net vra. Dek Jesus se kruisdood nie ook selfs daai sonde nie? Smeer die bloed is nie ook daai skaamte toe? Het hy nie ook daarvoor betaal nie? Ek weet ons is skaam vir hom. Ek ken en weet uit ervaring. Ek weet dit. Wat maak ons daarmee? Kyk vir Petrus. Ons het van hom gehoor vanaand en laasweek. Hier preek hy Jesus met boldness. Maar onthou die storie. Wat het hy deurgegaan toe hy saam met Jesus gewandel het? Hy sê met alle entoesiasme, trots, U is die Christus van die lewende God. As ek moet, is ek bereid om saam met U dood te gaan. Ek sal U nooit verloor nie. Ek sal U nooit verwerp nie. Toe Jesus voor die Joodse raad staan, wat het hy gedoen? Onthou julle? Nie net is hy skaam vir Jesus nie. Hy verloon Jesus 3 keer. Ek ken hom nie. Ek sweer by die hemel, ek ken die man glad nie. Jesus van Nasaret, wie is hy? Ek het van hom nog nooit gehoor nie. Dis 'n volgeling van Jesus. Petrus het toe bitter gehuil, bittere berou gehad. Ek het my Here verloon. I rejected Christ. Maar gaan lees 21. Na Jesus se opstanding. Daar is Jesus en hy kom na Petrus toe en hy reik eers na hom uit. Hy vergewe hom en hy hervestig hom as 'n getroue apostel. En die storie vanaand gaan grootendeels oor Petrus se boldness ook. Ons is soos Petrus in baie gevalle. Die rykheid van Jesus se genade, dat hy selfs vir jou skaamte vir hom betaal het aan die kruis. Toe jy jou rug vir hom draai, het hy sy gesig gedraai na die Vader toe. Volle straf wat op jou moes kom en my moes kom, het hy gevat en geneem vir ons onthaalwe. Dat Jesus selfs my sonde vergewe as ek my vir hom skaam. Wat 'n groot genade is dit nie? Wil ons nie juis meer oor so 'n redder praat nie? 'n verlosser wat tot die uiterste red, selfs in jou diepste swakheid. Maar gaan na hom toe en bely jou skaamte aan hom. As sy Gees in jou vanaand woon, sal hy jou terugbring. Ek eindig met Hebreërs 7 vers 25. Dit sal vir ons opkom. He is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he ever lives to make intercession for them. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, ons bely, Here, dat ons harte soms swak is, Here, om vir U boldness te hê. Here, maar ons dankie dat in die diepste van ons sonde het Jesus ingegryp en ons genees van ons sonde. Soos Jesaja sê, Here, he was bruised for our iniquities, and it pleased the Father to crush him. Dankie, Vader, Here, dat ons lewe het in sy naam en dat ons met volle vrymoedigheid kan hê om as ambassadeurs uitgeroepenis van Christus die evangelie te gaan verkondig aan 'n wêreld. Here, soos die
stelling gaan, Here, ons is soos bedelaars wat brood gevind het en weens ons opgewondenheid, Here, vertel ons ander mense van die lewende brood. Here, mag ons daai boldness hê om dit te doen in 'n wêreld wat nie U ken nie. Ons bid dit in U naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.